Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 14 Junie. Vanuit die oorvloed. Lees Jesus 'n groot opdrag aan sy volgelinge in Matteus 28 vers 18 tot 20. Elke keer wat Jesus die woorde al of alles gebruik, wat beide vertalings van dieselfde grondwoord in Koine Grieks pas, wat panta in die verbuigde vorm is daar 'n bepaalde boodskap wat hy oordra. Identifiseer dit nou. Matteus 28 vers 18 tot 20 lees ons volg. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus gee ons 'n mandaat om sy boodskap na die wêreld te neem. Gaan dan heen en maak disippels. Dit is juis die Sewende Dag Adventiste Kerk se sending om disippels te maak wat op die beurt nuwe disippels maak. Sodoende verkondig elkeen van ons die ewige evangelie en die 3 engele boodskap, soos gelees in Openbaring 14 vers 6 tot 12, ten einde die mensdom op Jesus se spoedige wederkoms voor te berei. Elkeen wat 'n nuwe lewe in Christus ontvang het, word geroep om vir hom te getuig. Al te dikwels word hierdie taak in 'n negatiewe lig beskou, as iets wat mense, na hulle mening, nie kan of wil doen nie. In hulle geestesoog sien hulle iemand wat op 'n straathoek staan en preek, of iemand wat 'n ingewikkelde Bybelstudie vir 'n vreemdeling gee. Dan skud hulle net hulle kop en sê oorbluf, nooit as te nimmer nie. Dit is nie vir my nie. Ek is 'n introvert. Om te getuig is ver buitekant my gemaksone. Ware getuienis is eintlik iets heeltemal anders. Jy's bloot 'n ooggetuie van die dinge wat God in jou lewe doen. Terwyl jy toeneem in Christus, neem jy notisie van die lesse wat jy leer en dan deel jy bloot daardie ervarings met ander. Die Here is so goed vir ons. Alles wat hy vir ons vandag doen en in die verlede gedoen het, is die beste nuus om oor te dra. Dit is waarlik die blye boodskap, soos die Afrikaans dit so treffend stel. Ons kan dus en behoort dus nie stil te bly nie. Hy het jou vrygekoop en jou by die naam geroep. Jy is syne. Is daar beter nuus vir enige een op enige plek op hierdie aarde? Hoewel die disippels van die vroeg Christelike kerk grootendeels ongeletterd en nie juis wel besproke was nie, het ons steeds iets om by hulle te leer. Lees Handelinge 1 vers 8 en Handelinge 4 vers 13. Hoe was dit om in die vroeg Christelike kerk te getuig? Watter soort impak het Petrus en Johannes se getuienis op hulle gehore gehad? Handelinge 1 vers 8 lees, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 4 vers 13 lees, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. In 'n latere stadium verklaar Petrus en Johannes in Handelinge 4 vers 20, want ons kan nie anders as om die dinge te spreek wat ons gesien en gehoor het nie. As mense soos in vers 13 wat saam met Jesus was, moes hulle eenvoudig vir Christus getuig. Die Heilige Gees het hulle die onverskrokkenheid gegee, as ook die vermoë om hul getuienis op 'n oortuigende wyse te gee. Bring nou tyd in gebed deur. Neem in ag
dat die Here ons lei na mense teenoor wie ons vreesloos moet getuig. Bid dat God jou die nodige moed daarvoor sal skenk. Bid ook vir die nodige wysheid om te weet wanneer om te praat en wat om te sê. Lees 1 Johannes 4 vers 7 tot 11 en vra die Here om 'n voorliefde vir getuienis by jou aan te wakker. Ons lees en sluit af met 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar so lief te hê.